Vandag vertel ek vir julle 'n storie van 'n baie klein mannetjie met 'n baie groot hart. Die verhaal van die dapper kleremaker. Eendag, lank gelede, het 'n klein kleremaker by sy venster gesit en werk. Hy was in 'n goeie by en het hard gewerk. Skielik kom 'n vrou met 'n swaar mandjie in die straat af. Sy roep met 'n harde, sinnerige stem: "Lekker konfyt! Goedkoop konfyt!" Die kleremaker steek sy kop uit die venster uit en roep vriendelik en vrolik: "Kom boontoe mevrou, hier kan jy jou konfyt verkoop." Die vrou klim met haar swaar mandjie al die trappe op. Die kleremaker ryk aan elke pot en sê toe stadig en versigtig: "Die konfyt lyk goed. Weeg vir my net 'n klein bietjie af, mevrou." Die vrou was nie baie bly dat die kleremaker so min wou koop. Sy het vir hom 'n klein bietjie gegee en knorrig weggestap. Die kleremaker smeer die konfyt lekker dik op 'n snybrood en sê tevrede: "Eers maak ek my baadjie klaar, dan eet ek." Maar die soet konfyt het baie vliee gelok. Hulle het van oral oor op die brood kom sit. Die kleremaker roep kwaai: "Hey, wie het julle genooi?" Hy gryp 'n lap en slaan, katoef. Toe hy tel, lê daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sjoe, 7 vliee. Hy was so trots op homself. Hy roep hardop uit: "7 met 1 hou. Die hele wêreld moet hiervan hoor." Hy maak toe vir hom 'n gordel en borduur met groot letters daarop: 7 met 1 hou. Sy werkkamer was nou te klein vir so 'n dapper man. Hy soek deur die huis, maar kry net 'n ou stukkie kaas wat hy in sy sak druk. By die deur vang hy 'n voeltjie en dit gaan ook in sy sak in. Toe stap hy vrolik met die pad langs. Hy was so lig en rats dat hy glad nie moeg geword het nie. Die pad lê teen 'n berg op en heel bo het 'n groot reus gesit. Die kleremaker stap dapper nader en sê vriendelik: "Goeiedag, meneer Reus. Wil jy nie saam met my die wêreld gaan verken nie?" Die reus kyk met minagting na die klein mannetjie en sê met 'n diep, grouwe stem: "Saam met jou? Nee, jou klein niksnit." Maar die kleremaker glimlag net, wys sy gordel en sê doodluiters: "Lees maar wat hier staan." Die reus lees: 7 met 1 hou. Hy het gedink die kleremaker het 7 manne doodgemaak en het begin bietjie respek kry. Maar die reus wou hom eers toets. Hy druk 'n klip tot water uitdrup en sê spoggerig: "Doen dit as jy sterk genoeg is." Die kleremaker lag net en sê doodluiters: "Is dit al? Dis kinderspeletjies." Toe haal hy die ouste kaas uit sy sak uit en druk dit tot die sap uitloop. Die reus kon dit nie glo nie. Hy tel 'n klip op, gooi dit so hoog dat 'n mens dit skaars kan sien en sê trots: "Doen dit ook, klein mannetjie." Die kleremaker antwoord doodrustig: "Mooi gegooi, maar jou klip het weer afgekom. Ek gooi een wat nooit weer terugkom nie." Hy haal die voeltjie uit sy sak en gooi dit in die lug. Die voeltjie was so bly oor sy vryheid dat hy weggevlieg het en nooit weer teruggekom het nie. Die reus was verstom en sê toe in 'n uitdagende stem: "Jy kan gooi, maar kan jy dra?" Hy wys hom 'n groot afgekapte eikeboom en sê: "Help my om hierdie boom uit die bos te dra." Die slim mannetjie sê vrolik: "Met graagte. Vat jy die swaar stam op jou skouers, dan dra ek die takke. Dis mos die swaarste deel." Die reus tel die swaar stam op, maar die slim kleremaker het stilletjies op 'n tak gaan sit. Die reus kon nie agtertoe kyk nie en moes toe die hele boom en die kleremaker dra. Die kleremaker het agterop gesit en vrolik gefluit. Na 'n ruk kon die reus nie meer nie en roep uit asem: "Pas op, ek laat val die boom." Die kleremaker spring vinnig af, gryp die boom met albei arms en sê spottend: "So 'n groot man
en jy kan nie eers 'n boom dra nie. Hulle stap verder en kom by 'n kersieboom verby. Die reus trek die boonste takke vol ryp kersies af. Hy wys vir die kleremaker dat hy die takke moet vashou. Maar die mannetjie was te swak en, toe die reus los, swiep die boom terug en slinger die kleremaker hoog die lug in. Gelukkig val hy sag neer. Die reus vra verbaas: "Wat het gebeur? Kan jy nie eers 'n dun takkie vashou nie?" Die kleremaker antwoord doodluiters: "Ag nee, ek het sommer oor die boom gespring. Spring jy ook as jy kan?" Die reus probeer, maar hy kon nie oor die boom kom nie en bly toe in die takke vassit. Die groot reus sê toe stadig in sy growwe stem: "Jy is darm 'n dapper kerel. Omdat jy jouself bewys het, mag jy vanaand in ons groot grot oorslaap." In die grot het ander reuse om 'n vuur gesit. Die kleremaker dink by homself: "Dis baie groter hier as in my klein werkkamer." Die reus wys hom 'n bed, maar dit was veels te groot. Die kleremaker het liewer in 'n hoekie gaan lê. Middernag, toe die reus dink die kleremaker slaap vas, staan hy op. Hy vat 'n groot, swaar ysterstaaf en slaan die bed middeldeur. Hy het gedink hy's nou klaar met die klein mannetjie. Maar die volgende oggend stap die kleremaker doodgelukkig na die reuse toe. Hulle het so groot geskrik dat hulle almal weggehardloop het. Die kleremaker stap al verder en verder. Naderhand kom hy by 'n koning se paleis. Hy was so moeg dat hy op die gras gaan lê en aan die slaap raak. Die mense kom kyk na hom van alle kante. Hulle lees op sy gordel: 7 met 1 hou. Hulle sê verbaas: "Sjoe, hierdie man moet 'n magtige held wees." Hulle vertel toe vir die koning. Toe die kleremaker wakker word, vra die koning of hy in sy leer wil dien. Die kleremaker antwoord dadelik: "Ja, graag." Maar die ander soldate was bang vir hom. Hulle fluister bang onder mekaar: "As ons met hom baklei, val 7 van ons met elke hou." Die koning wou nie sy soldate verloor nie, maar hy was ook bang vir die kleremaker. Hy maak toe 'n plan. Hy laat die kleremaker roep en sê ernstig: "In my bos woon 2 gevaarlike trolle. Vang jy hulle, dan kry jy my dogter as vrou en die helfte van my koninkryk." Die kleremaker lag net en sê: "2 trolle, dis maklik vir 'n man wat 7 met 1 hou geslaan het." 100 ruiters ry saam met hom tot by die bos. Daar sê hy kalm: "Wag julle hier, ek vang die trolle alleen." Hy sluip die bos in en kry die 2 trolle onder 'n boom, waar hulle vasslaap en so hard snork dat die takke op en af wieg. Die slim kleremaker tel sy sakke vol klippe en klim in die boom. Toe laat hy 1 klippie na die ander op die eerste trol se bors val. Die trol word wakker, stamp sy maat en sê knorrig: "Hoekom slaan jy my?" Die ander een brom slaperig: "Ek slaan jou nie." Hulle gaan toe weer slaap. Toe gooi die kleremaker 'n klip op die tweede trol. Die tweede trol roep kwaad: "Hoekom gooi jy my?" Die eerste een antwoord geïrriteerd: "Ek gooi jou nie." Naderhand gooi die kleremaker die heel grootste klip op die eerste trol. Die trol spring op en skree: "Nou is dit genoeg." Die 2 trolle word so kwaad vir mekaar dat hulle begin baklei en baklei, totdat albei op die grond neerval en nie weer opstaan nie. Die kleremaker klim uit die boom en stap terug na die ruiters. Hy sê trots: "Die werk is klaar, die 2 trolle sal niemand weer pla nie." Die ruiters kon dit eers nie glo nie, maar toe hulle in die bos gaan kyk, was dit waar. Die kleremaker gaan eis toe sy beloning, maar die koning wou hom nog 'n ding laat doen. Hy sê ernstig: "In die bos hardloop 'n een horing rond, wat baie skade aanrig. Vang dit eers." Die kleremaker lag: "'n Een horing, dis nog makliker as 2 trolle." Hy vat 'n tou en 'n byl en gaan die bos in.
Die eenhoring sien hom en storm reguit op hom af, sy skerp horing vooruit. Die kleremaker sê doodrustig, stadig, stadig. Hy wag tot die eenhoring naby is en spring dan blitsvinnig agter 'n boom in. Die eenhoring hardloop met al sy krag teen die boom vas. Sy horing steek so diep in die stam dat hy dit nie weer kan uittrek nie. Toe was hy gevang. Die kleremaker sê bly, nou het ek jou. Hy bind 'n tou om die eenhoring se nek en lê dit na die koning toe. Maar die koning wou hom nog 'n laaste ding laat doen. Hy moes 'n wilde vark vang wat groot skade in die bos aanrig. Die wilde vark sien die kleremaker en storm op hom af met 'n skuimbek en skerp tande. Maar die slim mannetjie hardloop in 'n klein kerkie in, spring by die venster uit en maak gou die deur agter die vark toe. Die groot, swaar vark kon nie weer uitkom nie en so was hy gevang. Nou moes die koning sy belofte hou. Die kleremaker trou met die mooi prinses en word 'n koning. Maar na 'n ruk hoor die jong koningin hoe haar man in sy slaap praat. Hy mompel, seun, maak die baadjie klaar en lap die broek of ek slaan jou met die meetstok. Toe besef sy dat haar man eintlik net 'n kleremaker is. Sy was baie ontsteld en gaan kla by haar pa die koning. Die koning sê toe saggies, los vanaand jou kamerdeur oop. My manne sal inkom, hom vang en ver weg op 'n skip wegvat. Maar een van die koning se diensknegte was 'n vriend van die kleremaker. Hy het hom stilletjies van die plan vertel. Die kleremaker sê vasberade, ek sal hulle gou wys. Daardie nag gaan lê hy soos altyd langs sy vrou. Toe sy dink hy slaap, maak sy stilletjies die deur oop. Maar die kleremaker het net gemaak of hy slaap. Hy roep hard en duidelik uit, ek het 7 met 1 hou geslaan. Ek het 2 trolle oorwin, 'n eenhoring gevang en 'n wilde vark gevang. Dink julle ek is bang vir die manne buite die deur? Toe die manne dit hoor, het hulle so geskrik dat hulle weggehardloop het en nooit weer teruggekom het nie. En so het die dapper klein kleremaker koning geword en koning gebly tot die einde van sy lewe. Fluit, fluit, my storie is uit.